Ons as mensdom sit met 'n klomp vrae oor 'n klomp goed waaroor ons nie regtig definitiewe antwoorde het nie, né? Niemand op hierdie aarde kan sê ons het die volle waarheid, die volle kennis en dis die totaliteit nie, want die kennis raak net meer en meer en ons opinies verander. Ek het baie keer gesê 10 jaar terug sou ek voor die 4 peloton gestaan het vir dit wat ek glo en gesê skiet my want dis die volle waarheid. As ek vandag terugkyk, dan sien ek wow, was ek bereid om daarvoor te sterf, want ek het soveel goed geleer en hoe ek verander het. En dis die proses, né? Dis evolusie, die groei in kennis, die ontwikkeling in ons persoonlikheid. Maar dit is tog belangrik dat waar jy vandag is, dat jy sal moet tyd maak om vrae te vra. Belangrike vrae. Wat glo ek? Hoekom glo ek dit? Wat wil ek graag in die lewe na buite uitleef? Wat wil ek beleef? Wat is die legacy wat ek wil los in verskillende areas? Daar's 'n klomp sulke vrae. En dis hoekom ek weet, die oomblik as ons praat oor hierdie goed wat miskien kontroversieel is, en dis hoekom ek se graag wil hê jy moet na gister se gedeelte wat ek gestuur het, wat ek gesê het, sonde het geen effek op God se liefde vir die mensdom nie. Moet jy weer na gaan luister, want dit is waar ek op die stadium is, en dis hoe ek na 'n liefdevolle Vader kyk. Maar daar's goed soos die dood. Niemand wil oor die dood praat nie. Mense is bang want daar's te veel onsekerheid, vrae wat nie beantwoord kan word nie. Maar is ons op pad soontoe almal? Daar's geen garantie, elkeen van ons is op pad soontoe. Nou dan's daar nog, wat van na die dood? Almal sit met daai vrae, maar dis daar in 'n hoek en mense raak sensitief en sien weer kwaad as jy daaroor praat. Want onthou, daar's baie mense wat glo in hel en almal gaan hel toe, maar hy sal nie in sy wildste droom nie sy eie geliefdes soontoe wil stuur nie. Dan's daar ander wat nie glo in hel nie. Dan's daar mense wat glo in die hemel, ander glo nie in die hemel nie. Daar's mense wat glo in reïnkarnasie, as ander wat nie daarin glo nie. En almal het fenominale bewysstukke op die stadium om te sê hoekom hulle glo wat hulle glo. En dis hoekom ek wil jou vra, wat glo jy? Waarmee wil jy besig hou? En dis hoekom ek kan aangaan met al hierdie kontroversiële goed, maar ek besef, dis nie regtig my kol nie. Wat wil ek hê mense moet ervaar? Ek wil vir mense tools gee. Hoe kan ons hier en nou die lewe voluit geniet? Ek weet, mense het sê, nee, ons moet in die sweet van ons aangesig moet ons werk en werk en werk. Nou ja, dit was 'n stelling daar. Maar ek glo die hoofdoel is, ons moet dit hier geniet. Ons is hier om 'n experience te hê, dat die volheid van die Godheid, liefde wil deur ons ervaring hê. En ek wil jou tools gee, hoe om meer in vrede en vreugde hier en nou te kan stap. Né? Ons het nie die antwoord vir alles nie, maar kom ons kyk vorentoe meer na dit.